Alright friends, here you can see here my sting nettles. It hang there between the wall, and I was busy to dry it. So after it was dry, I wash it under tap because it's better for me to wash under tap because I think that there can also be bugs of something inside on the between the leaves and the stems. So I decided to wash it under tap water. You can see there, and then after that I will put it on a table or cloth or whatever you want, and you squeeze the leaves from the stems. That is the other point. After you squeeze the leaves from the stems, and you make sure that the roots are very clean, because after that you can make it you can make your tea from. But you must also, when that process was finished, I also dry it again. See there. Otherwise, if you put it in the jar or something like that and it's not dry, then the leaves will rot, and there is all your hard work down to the drain. So that is it. Vriende, ek het nou die stingnettels, die brandnettels het ek nou gevat en ek het dit nou eers droog gemaak en gehang, buite gehang, so 'n paar weke, 2-3 weke gehang. En nadat het ek dit nog gevat en ek het dit onder 'n kraan gewas. Daai kraan is buite teen die huis se muur en ek het hom daar gewas om seker te maak dat daar nie enige goggaatjies of so tussen die takkies nog versteek is nie. En nadat het ek dit geneem en ek het op 'n tafel gesit in 'n bak, oor 'n bak gehou, en ek het gesqueeze die blare van die tak afgevryf met my kale hande. Jy hoef nie nou iets te gebruik nie, omdat die stikkie nou nie, omdat dit sien ja, nog gras, nou hy gras moet uitgehaal word, dus ek het my so gewas het, om deeglik seker te maak dat daar geen ongewenste elemente tussen die takkies en blare sit nie. Maar as jy tee gaan maak, moet jy tee moet suiwer brandnetelblare wees, of die stingels of die wortels. Okay friends, and after that I make sure that all the grasses and all the bugs and all the other stuff who make their nest maybe in between the leaves or so, that they must come out, so that you have clean stinging nettle tea. And after that, as you can see, there's my roots. You can see how clean it is. So I make sure I wash it, and after I wash it clearly, I make it dry again for a second time. After it was dry for a second time, I go inside and I make my process how to make my tea. There you can see is the sting nettles laid down on my table, and I would take a bucket. You can take anything you want. You can take it, you can put it on a cloth or plastic or paper, big paper, and you can squeeze the leaves from the stems, and then you can see your roots, and then you can make your sting nettle tea from that. So that is not so difficult how to do it. You must just follow the steps, and there is it. Okay vriende, daar sien ek vryf nou die brandnettels van die stingels af, en dit steek nie my hande nie, want die water wat het in was het gemaakt dat die doringkies jou nie meer kan steek, jy verstaan, dit is die rede. So people, the thorns, the very small thorns on the leaves, when it's dry, it cannot affect your arms, your hands, so that is fine. So you can see that I use my hands to rub the leaves from the stems, and then after that I will show you what the next process are. Ja vriende, ek het nou so gemaak, en daar kan jy sien, dit is nou word nou afgevryf in die bak, en die wat aan oorbly vat ek en ek gooi dit binne in die bak, en van die bak af, daar sal ek het nou die tee van maak. Ek het 'n klein stukkie wat ek nog vir julle self sê, maar as bietjie die lig is nie so lekker nie, maar ek het dit nie aangeneem, maar ek het net 'n identifikasie gegee hoe die storie net werk.
So friends, if you can see there, after that I have a small piece of video where I show you what the other process is, how to make your tea and how you strain it, and then what I use it for when I drink it, and with what I enjoy my stingende tea. Ja mense, ek het nou sommer in dieselfde asem maar vir julle verduidelik hoe die hele storie werk. Daar maak jy die tafel skoon en nou net na 'n paar sekondes sal ek nou vir julle verder verduidelik in Creole Afrikaans wat eintlik die volgende stap is according my netto tea. Okay my friends, and there is the piece with, you can see there's my dry stinging nettles, and there the others in the bowl, the bucket, and then you can hear now in my other video what is the process further. Okay vrienden, ek het nou vir julle die volgende tea het ek nog gemaak. Ek het julle gesê op wat ek gaan maak, en ek het nou de dandelion. Hier in die ding is met dandelion en sommer peanut butter pakkie op die geval het ek die dandelion hierin gesit. En as jy nou mooi kan kyk, daar is die dandelion. Maar ek gaan nie nou thee maak hiervan nie, is maar net, dis wat ek nog oor het van die vorige seasons. So ek gaan nie nou daarvan, ek gaan net vir julle wys nie, dit is nou die dandelion thee. Julle sien op my hand. So lyk hy. So lyk hy. En jy maak hom droog, dit is die blommetjies nie, dit is die blomme. Maak jy droog en dan hou jy dan maar gooi jy water op. Jy kan kook of jy kan laat warm water en dan kan jy dit gebruik vir jou thee. Maar ek gaan nie nou van die gebruik maak nie. Ek wil net weer net, daarom sê ek gaan net weer net dis wys hoe dit nou lyk. En dan het ek die volgende een, het ek nou my lavender thee. Sien dus, ek het die ene tekst mee gemaakt, also koffie, een Nescafé chai. Ek het my koffie hier ingesit. Sien? Sien? Nou hier in die ene is ene, hoor ek lekker. En dit baie lekker. Dit is die blomme wat ek ook geneem het en gevang het. En in die enetjie het ek ook nog blomme. Ek het die enetjie, het ek ook blomme. En ek baie lekker. En so. Ok, ek het hom nou 'n paar, sê maar is ja, oor langer as 'n jaar, maar dit kan nie 'n harmvol word nie, want kom hy is en dit is toegemaak en is reg. Lekker. Sê nou, so kyk sien, daar sê nou, die saad, die blommetjie saad wat ek gemaak het. Hiervan kan ek ook thee maak. Ok, so ek gooi hem terug in sy houertjie. En ek het dit alles in my tuin. En dan die laaste ene is my stinging nettles of brandnettels. Verstaan hy, ek het die thee gemaakt van die. En as ek nou 'n bietjie op my hand gooi, om te wys, daar is hy. Sien julle? Daar is hy, baie lekker. En hy stiek nie nou nie, want hy is droog gemaakt, ek het hom gewas. Ek het in die vorige video het ek het gedoen, ek gaan miskien nog die hele video vir julle doen, maar ek doen maar die stukkie dat julle kan. Dat julle kan net weet hoe dit gedoen word. So hier kan julle nou duidelik sien hoe my brannikels lyk staan. Hy is gesif en ek gaan hom nou lekker geniet nadat ek klaar geëet is. So hier is my bord, kan sien my petties met my eie gesmore op. Dan my brood, ek het mos nog nie botter en sulke dinge nie. Sien, dit wat ek nou vandaan gaan eet. En dan sal ek nou vir julle wys. Ek gaan nie weer wie so eet ek nie, maar at least gaan ek julle nou net wys dat julle kan sien hoe die storie werk.
So this is my stinging nettle tea, and there's my plate for the night.